As jy al ooit aan 'n resies deelgeneem het, enige iets van 'n 5 km parkrun tot 'n marathon, sal jy weet, dit is 'n ongelooflike gevoel. Maar dit is ook 'n mengelmoes van gevoelens. Die atmosfeer aan die begin, jy skryf in, jy kry jou nommer, jy trek jou skoene aan met jou gunsteling sokkies, daai adrenalien pomp, jy voel sterk en vasberade reg vir die uitdaging. Maar dan begin die resies en ergens tussen kilometer 6 en 16 wonder jy, hoekom op dese aarde het jy betaal om jouself so te martel? Jou asem raak vlak, jou bene brand, jou kop begin raas en daardie stemmetjie in jou agterkop vra, hoekom doen jy dit aan jouself? En tog, as jy by die eindstreep kom, gebroke, uitgeput, maar nog staan en iemand vra, so, hoe was dit? Gaan jy dit weer doen? Dan antwoord jy sonder om te twyfel, ja, verseker. Dis vreemd, né, want eintlik hou ons nie van ongemak nie. Ons vermy dit waar ons kan. Ons stel dit uit, ons soek eerder die kort pad. En tog beland ons almal op een of ander stadium in 'n moeilike, uitdagende situasie. Van dit kies jy, soos die resies, van dit het jy geen beheer oor nie. Daardie ekstra graad waarvoor jy ingeskryf het, wat begin het met opwinding en jy is gemotiveerd, maar dan kom daai middernagure agter die boeke. Nee sê vir socials, die las daarvan, die twyfel. Of dalk het daar iets onverwags met jou gebeur, 'n siekte, 'n verlies, 'n berg in jou lewe wat jy nie gesien kom het nie, en skielik vind jy jouself ergens tussen kilometer 6 en 16 en jy weet nie of jy die eindstreep gaan haal nie. En tog is daar iets in ons wat telkens terugkeer na die plek van pyn, die plek van uitdaging, die plek van lyding. En dalk is dit nie so vreemd nie, dalk is daar iets in ons wat weet dat lyding meer is as net 'n moeilike tydperk, dat lyding meer is as 'n uitdaging wat ons moet oorkom. Lyding, dit is net nie so eenvoudig nie. So kom ons praat vandag oor lyding, want ons almal weet wat dit is. Ons almal dra ons eie littekens. Miskien het jy iemand verloor vir wie jy lief was. Miskien het jou liggaam jou in die steek gelaat. Miskien is jy verwerp. Miskien het jy probeer en die deur wil net nie oopgaan nie. Miskien het jy in die spieël gekyk en gedink, dis nie wie ek wou wees nie. En in daardie oomblikke, in die diepte van ons pyn, vra elkeen van ons een of ander tyd, waar is God in dit alles? Want lyding, dit voel nie soos 'n gawe nie, dit voel nie soos 'n geskenk nie. Meeste van die tyd voel dit net soos een groot vloek. Maar wat as lyding nie iets is om te verduur nie? Wat as lyding besig is om iets met ons te doen, in ons, deur ons? Wat as lyding besig is om ons te vorm, sterker, wyser, dieper? Jakobus skryf, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Jakobus skryf dat jy dit as 'n absolute vreugde moet ag, wanneer daar moeilike tye in jou lewe is. Dis nogal 'n gewaagde ding om te sê. Nie net om beproewings te verduur nie, nie net om dit te oorleef nie, maar om dit as 'n vreugde te sien. Want iets gebeur wanneer ons ly. Iets verander, iets word getransformeer. Nou, David Goggins, hy is 'n man wat weet wat lyding is. En as jy nie sy storie ken nie, as mens dit die eerste keer hoor, dan is dit amper moeilik om te glo. Daar is hierdie oomblik in elke groot transformasieverhaal waar iets skuif. 'n Oomblik waar die pyn te veel raak, waar die gewig van die mislukking ondraaglik voel, waar die persoon wat voor die spieël staan besef, hulle kan nie, hulle mag nie dieselfde bly nie.
En vir David Goggins het daardie oomblik in die middel van die nag aangebreek. Hy was in hierdie kamer gewees besmet met kakkerlakke. Hy was op daardie stadium van sy lewe meer as 50 kg oorgewig en hy was vasgevang in hierdie werk as 'n fumigator, waar hy sy dae tussen peste en wolke chemikalieë deurgebring het, deur week van sweet, en waar hy sy eie refleksie vermy het, want hy het gehaat wat hy sien. En die ergste van alles was, dat hy presies geweet het, hoe hy daar uitgekom het. Lang terug was hy ook 'n jong seun met drome, 'n kind wat gelag het, maar die lewe het daardie seun platgeslaan. Goggins het groot geword in 'n huis wat veilig moes wees, maar dit was nie. Sy pa was 'n gewelddadige man wat die gesin met sy eystervuis regeer het. Mishandeling, klappe, vrees, haat. 'n Huis wat meer soos 'n oorlogsone gevoel het. En as jy in 'n oorlog groot word, dan word oorlewing jou enigste doel. Jy dink nie aan floreer nie, jy droom nie, jy probeer net deur die dag kom. En skool was nie vir hom veel beter nie. Hy was een van die min swart kinders in sy skool in Indiana, en rasisme was genadeloos. Hy het gesukkel met leerprobleme, hy het gehakkel, hy is geboelie. En teen die tyd dat hy hoërskool toe is, het hy goed geleer hoe om nie raak gesien te word nie. Want as jy oor en oor en oor hoor dat jy niks is nie, dan begin jy dit glo. En 'n paar jaar na skool het Goggins homself gevestig in 'n lewe wat niks gelyk het soos die een wat hy homself verbeel het nie. Hy het nagskof gewerk, hy het gemorskos geëet, meer as 130 kg geweeg, en hy het homself afgestomp met televisie. En toe so een aand, toe hy so voor die TV sit, kyk hy hierdie dokumentêr oor die Navy SEALs. Hy sien mans toe onder die motor, koud uitgeput, tot hulle uiterste toe gedruk, en hy sien hulle kry swaar, hulle ly, maar tog breek hulle nie. En iets in hom het geknak. Vir die eerste keer in jare voel hy iets wat hy so lanklaas gevoel het. Hierdie woede. Nie vir die wêreld nie, nie vir sy verlede nie, maar vir homself. Want hy weet, hierdie is nie wie hy bedoel was om te wees nie. En net daar tel hy die foon op en hy bel die Navy en hy vra, wat is nodig om 'n SEAL te word? En die ou aan die ander kant van die lyn het gelag. David, jy sal meer as 45 kg het verloor, sê hy, binne 3 maande. Dit was onmoontlik. En tog, Goggins het begin om elke oggend 4:30 op te staan. Hy het gehardloop, fiets gery, geswem, en hy het homself gedwing om te ly. Hy het alles uitgesny wat gemaklik is. Sy hele lewe lank het hy van pyn af weggeloop, en dit het hom gekos. Dit het hom begin swak maak. Maar nou hardloop hy reguit na die pyn toe, want hy het iets ontdek. Pyn is nie die vyand nie. Pyn is die deur. Deur pyn en lyding het hy dissipline gevind. Deur pyn en lyding het hy krag gevind. En hier is waar sy storie vir my mal raak. Hy verloor toe daardie 45 kg in 3 maande. Hy sluit by die Navy aan en hy slaag 'n brutale deel van die SEAL-opleiding. 'n Gedeelte wat 80% van die kandidate, hulle gooi tou op, hulle maak dit net nie. Dit is so erg, hulle noem hierdie opleiding Hell Week. Maar dan is daar nog 'n terugslag. Hy ontdek hy het 'n hartdefek. En net so glip alles waarvoor hy gewerk het skielik deur sy vingers. 'n Operasie, nog 'n terugslag. Nog 'n oomblik waar dit so maklik sou wees om net op te gee. Maar teen hierdie tyd het Goggins iets geleer. Lyding was nie die ding wat hom gestop het nie. Lyding was die ding wat hom gevorm het. So hy doen wat ondenkbaar klink. Hy doen weer die SEAL-opleiding en toe 'n besering hom dwing om op te hou, doen hy dit nog 'n keer. 3 keer Hell Week. 3 ronde se marteling. 3 keer wat sy liggaam vir hom sê, gee net op.
En sy verstand vir hom sê, dis genoeg, en alles in hom skree, hierdie is onmoontlik. En tog, Goggins het uiteindelik 'n Navy SEAL geword. Hy het dit verder gevat en van die mees uitmergelende militêre opleiding op aarde voltooi. Maar dit was nie genoeg nie. Hy wou weet waartoe was hy nog in staat. So hy het begin hardloop. Eers net 'n paar kilometer, toe 'n marathon, toe 'n ultramarathon. En vandag, as jy hom gaan Google, is hy een van die wêreld se taaiste endurance atlete. Hy het wedlope gedoen wat meeste mense nie eens sou waag nie. 'n 100 myl resies, 240 myl resies, myl, nie kilometer nie, resies wat 'n paar dae vat om te voltooi, resies wat jou liggaam en gees tot op sy limiet druk. En wanneer mense hom vra, hoekom, dan is sy antwoord altyd dieselfde. Want lyding is waar ons groei. Want wanneer jy in lyding inbeweeg, gebeur daar iets. Jou denke, jou wese, wie jy is, kry net soos jou hande eelte. Jy breek nie meer so maklik nie, jy hardloop nie weg van pyn nie, jy vermy nie meer ongemak nie. Eendag word jy wakker en jy besef, die ding wat jou eens swak gemaak het, die ding wat gemaak het dat jy wil opgee, dit het jou eintlik onbreekbaar gemaak. Klink baie soos Jakobus, né? Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. David Goggins het dit op 'n baie harde manier geleer. Lyding is nie iets om te verduur en te verdra nie. Lyding is iets om te gebruik. Dis 'n gawe. En die vraag is, wat gaan jy daarmee doen? Nou, as jy nog bewyse nodig het, kom ons praat vinnig oor neurowetenskap. Want is nie net 'n antieke wysheid hierdie nie. Dis biologie. Jou brein het hierdie oorlewingssentrum en dis ontwerp om jou veilig te hou, om ongemak te vermy, om van pyn af weg te hardloop. Maar hier is die ding. Jou brein het ook iets wat neuroplastisiteit genoem word. Wat beteken elke keer wat jy deur lyding druk, elke keer wat jy iets moeilik in die oë kyk en nie opgee nie, herbedraad jy jou brein. Jou brein verander letterlik. En studies wys dat blootstelling aan teenspoed hierdie prefrontale korteks versterk. Die deel van jou brein wat verantwoordelik is vir veerkragtigheid, vir besluitneming en emosionele beheer. Mense wat hulle self doelbewus aan ongemak blootstel, yskoue storte om te vas, om op te hou eet, endurance training, vrywillige swaar kry, ontwikkel eintlik sterker breine. Stres in beheerde hoeveelhede maak jou nie swakker nie, maak jou sterker. En dit is niks niets hierdie nie. Dit is hoe soldate oefen. Dit is hoe atlete oefen. Dit is hoe monnike oefen. Hulle plaas hulle self doelbewus in moeilike, ongemaklike situasies. Want hulle weet, lyding laat iets binne jou groei wat niks anders kan nie. En dan is daar Jesus. Jesus wat lyding geken het. Jesus wat bloed gesweet het in die tuin. Wat geslaan en bespot is, wat aan 'n Romeinse kruis vasgespijker is. En tog in sy lyding was hy nie verslaan nie. Hy was oorwinnaar. Die kruis was nie die einde nie, dit was die begin. Want lyding doen iets aan ons. Dit stroop ons van alles. Dit neem die illusie van beheer weg. Dit dwing ons om te kies. Gaan dit my breek of gaan dit my bou? Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Neem jou lyding op, neem jou pyn op, neem jou wonde op. Nie omdat dit jou definieer nie, maar omdat dit jou kan transformeer.
Want die weg van Jesus is die weg van die opstanding. Maar opstanding kom eers na die kruis. So wat beteken dit vir jou en vir my? Dit beteken daardie ding waardeur jy nou gaan. Daardie ding wat ondraaglik voel, dit is besig om jou te vorm. Dit beteken die lyding wat jy verduur, dis nie verniet nie. Dit beteken elke keer wat jy deur iets moeilik trek, elke myl wat jy hardloop, elke verwerping wat jy in die oë kyk, elke gebed wat jy in die donker fluister, jy is besig om iets binne in jou te bou wat nie gebreek kan word nie. Dit beteken lyding is nie net pyn nie. Hier is iets meer hier aan die gang. As jy die volharding end-uit volhou, dan word jy gevorm, sê Jakobus. God is besig om iets in jou te doen, sodat jy kan groei en kan word wie jy bedoel is om te wees. In die middel van dit alles gebeur daar iets, 'n deurbraak, 'n stilte, 'n skouer. Jy ontdek iets oor jouself, oor God, oor mense en jy besef, ek is nie meer dieselfde nie. Iets wat nooit op 'n gladde pad sou gebeur het nie. En dis die geskenk van lyding. Amen. Here, ons hou nie van lyding nie. Ons gaan soek dit nie doelbewus nie. Ons weet U veroorsaak dit nie. Maar ons weet U gebruik dit om ons te vorm, om ons te laat groei, om ons meer soos U te maak. Gee ons die moed om moeilike dinge te omhels, om nie lyding as 'n vloek te sien, maar as 'n gawe. En mag ons mense word wat nie net lyding oorleef nie, maar wat daardeur getransformeer word. Amen.